En ja, geniet dit. As daar enige vrae is, kan ons na die tyd lekker van 'n saamgesels hê. Baie dankie vir julle teenwoordigheid en ons gesels na die tyd, Marian. Goeiemôre almal, dankie Mercy, dankie Andrei. Ek voel baie bevoorreg om vanoggend hierdie jaarlikse penlesing oor die media en uitdrukkingsvryheid of vryheid van spraak, soos ons dit nou sê, te kan lewer in hierdie pragtige huis. Dit is regtig 'n juweeltjie wat ons hier het in ons stad. Uitdrukkingsvryheid. Ek het lank gesit en dink oor die konsep en hoe ons dit vandag moet verstaan. Die idee van vryheid van spraak bestaan al deur die eeue. Maar vandag, soos ons hier op ons klein blou kol sit, het dit ander betekenisse bygekry. Gewoonlik, as 'n mens praat van uitdrukkingsvryheid, kom die gedagte op dat daar iemand of iets moet wees wat die vryheid van spraak verhinder, of probeer versmoor, of probeer kontroleer en beheer. Daar is genoeg bewyse oor hoe regerings van die nasionale sosialiste in Duitsland, die nasies in Duitsland, tot die propagandamasjien van die ou apartheidsregering, sowel as die Sowjetunie se koerant Pravda, gebruik is om spraak en denke te vorm en te beheer. Daar's 'n wonderlike ou grap wat uit Moskou kom. Daar's twee inboorlinge wat mekaar vasloop in die straat en die een sê vir die ander, "Hoe gaan dit met die lewe?" En die ander ou sê, "Man, dis fantasties." Hy sê, "Man, lees jy die koerante?" Hy sê, "Man, natuurlik, hoe anders sou ek geweet het?" Daar is geen ironie dat die president van die VSA, Donald Trump, sy mediaplatform Truth Social genoem het. Die inligting-ekosisteem in hierdie tyd van algoritmes, gekonsentreerde media-eienaarskap het verander van 'n passiewe infrastruktuur vir kommunikasie in die laat 1990s tot 'n aktiewe wapen vir aanvalle op mense, vir magsig en vir disinformasie in die 2000s. En gooi kunsmatige intelligensie in die resep in en jy skep 'n kamma-wêreld waar niemand meer weet wat is die verskil tussen die waarheid en die leuns. Die politieke filosoof Hannah Arendt het geskryf dat mense moet kan staatmaak op 'n feitelike gedeelde waarheid, want dit is waar ons vertroue in mekaar koester en in ons regering. Dit is wat betekenis gee en mense by mekaar hou. Neem dit weg en daar is angs en paniek. So wat is die uitwerking van dit alles op hierdie medialandskap en die eienaarskap van die media op uitdrukkingsvryheid? Voor ons probeer om die hedendaagse landskap te ontleed en verstaan, moet ons bietjie effens terugstaan. Voor die val van die Berlynmuur en die wêreld uit die Koue Oorlog ontpop het, was daar twee wêreldideologieë: westerse kapitalistiese demokrasie en die kommunisme. Albei het gekompeteer vir wêreldoorheersing. John Lancaster skryf in sy wonderlike boek Whoops, Why Everyone Owes and No One Can Pay, die ou konsep van die westerse demokrasie. Hy beskryf dit soos 'n vliegtuig wat aan die ossewa van sosiale geregtigheid geheg was. Regerings wou vir kiesers bewys dat hulle welsyn en hulle lewenskwaliteit belangrik is. Kapitalisme, het hulle gesê, bring die vryheid in ruil vir werk en die mark sal sorg vir almal. Die kommunistiese regering sê hy werk vir die goedheid van die mensdom en van die nasie. Jy word versorg, jy werk vir jou land en jou medemens en dit is wat jy dink. Maar daar val die muur. En daar trek die straler van die westelike, ek kan dit nou nie sê nie, westelike demokratiese kapitalisme, daar trek dit die lig in, maar agter los dit die ossewa van sosiale geregtigheid. Dit word ontkoppel van die straler van westerse liberal capitalism. Die arme mense, die mense aan die onderkant van hierdie piramide, hierdie nuwe piramide, sal in die toekoms vir hulself moet sorg en betaal.
Rusland val in 'n korrupte, geldsugtige pot gemors na die muurval. Daar trek hulle straler weg, gepak met die land se bates, verkoop uit onder die mense se voete. En dit is dan die begin van die era van die oligarg in Rusland. In Amerika sit die oligarge al lank vas in die politiese DNA, hulle is net meer diskreet daaroor. Een land oorleef die val van die muur, China. China besluit, hy gaan kommunisties bly. Ons gaan kyk gou-gou na Orwell en Huxley en wat hulle voorspel het vir 'n wêreld. So George Orwell skryf in sy 1984, hy het die boek in 1949 geskryf, en Aldous Huxley skryf To Brave New World in 1932. En albei van hulle 2 scenario's voorgestel vir die toekoms. Orwell se visie het waarheid geword in Rusland. Groot broer oral, geen vryheid van denke of van spraak nie. Huxley se visie is die Weste, waar mense soma drink, die internet as 'n narkotiese kalmeermiddel gebruik, totdat dinge begin sleg draai, soos dit nou doen in die VSA. Mense swipe hulself dom. Die bewapening van die internet begin juis in Rusland in 1991 met die gepoogde staatsgreep deur die hardlyn ou kommuniste wat Mikhail Gorbachev wou verwyder het. Van omtrent 2000, die jare 2000 tot vandag toe, was die internet in Rusland nie as 'n mark beskou nie, of toegang tot die wêreld, maar om inligting en mense te beheer en om mag te behou. Vandag is die internet in Rusland erg beperk, en in China. Sensuur en toesig word op verskeie vlakke uitgevoer, van fisiese toerusting tot wette en politieke druk op globale maatskappye. 2008. In 2008 misluk die kapitalisme grootskaals. Die markte stort in mekaar weens die roekelose gedrag van die banke. Die regerings red die banke met belastingbetalers se geld. Hulle kry al hoe minder van die pastei, die belastingbetaler. Dienste wat voorheen teen 'n redelike koste gelewer kon word, word al hoe minder en al hoe duurder. Nou moet die gewone mens, die belastingbetaler, vir alles betaal. Dat ons nie betaal vir die asem wat ons inasem nie, is nog 'n mirakel. Sosialisme vir die rykes, kapitalisme vir die armes. En dit is wat die wêreld op die oomblik is. En so het ideologie, die idee van ideologie begin verdwyn in die wêreld. Geen meer kompetisie oor wie die beste stelsel beheer. Nou gaan dit net oor geld en wins. It's transactional. En die terrein waarop hierdie nuwe oorlog geveg word, is liminaal. Dit is op die internet. Dit is buite die oog. Vladimir Putin en Donald Trump is 'n voorbeeld van hoe die internet gebruik is vir een van die mees gewaagste, sagte staatsgrepe ooit in die geskiedenis. The time of the oligarchs. Dit kon alles net gebeur, danksy Margaret Thatcher en Ronald Reagan, wat in die vroeë 80e jare die finansiële kontrole begin verwyder het van die wêreldmarkte. Money makes the world go round, they realized. Staatskaping in Suid-Afrika en vryheid van spraak. Tussen 2016 en 2018, toe joernaliste begin skryf het aan staatskaping in die Gupta Leaks, en voordat Twitter verkoop is aan Elon Musk en geword het, het ons ontdek dat die Britse skakelmaatskappy Bell Pottinger betaal is deur die Guptas om 'n veldtog op sosiale media te begin. Hulle het die woorde white monopoly capital gereeld begin gebruik en dit ingespuit in die nasionale dialoog. Daai tyd het ons ook die verskyning van hierdie bots gesien of opgemerk, rekeninge wat geopen is spesifiek om 'n boodskap of 'n dreigement te versterk en die algoritme aan die gang te kry. My kollegas soos Ferial Haffajee en Paulie van Wyk is aangeval en selfs met die dood gedreig wanneer hulle wanneer die wat in die donker gedoen is in die lig na die lig gebring is.
Die patroon was absoluut duidelik. Sosiale media platforms wat begin het om mense met mekaar reg oor die wêreld met mekaar te verbind of om fotootjies van lekker kaatjies en hondjies te plaas, het verander in 'n geldmaak besigheid wat persoonlike data steel en wat besluit wat jy gaan sien of lees. Nie net dit nie, dit word 'n echokamer van opinies en houdings wat versterk word, waar jy die vryheid van spraak kan gebruik om te lieg en te kil. Die goeie nuus is dat joernaliste en forensiese ondersoekers wat wêreldwyd korrupsie probeer stop, gebruik ook die internet om die kriminele netwerke wat aan die staat gekoppel is te ontbloot. Net soos die miljarde rande wat weggesteek is in die kuberruim, so vinnig is die joernaliste agter daai geld aan. Ons spoor geld op in kripto, ons in die buiteland soos Cyprus, Holland en Hong Kong. Nou onthou, die Guptas en die Zuma regering het 75, in Engels sê ons mos 'n billion. Ek dink in Afrikaans is dit triljard. Biljard. Ja, dit is altyd 'n nuwe woord daarin. Maar ek gaan dit net maar in Engels sê want die getal bly in my kop. 57 billion. As ek vir jou moet verduidelik wat is 'n biljoen? As ek vir jou 'n biljoen rand gee vandag, kan jy 10.000 rand uitgee vir die volgende 400 jaar. Jy sal nie 1 biljoen uitgee nie. Dit gee jou 'n idee van die hoeveelheid geld wat gesteel is. Marcus Jooste en sy trawante het 100 biljoen gesteel van gewone Suid-Afrikaners. Kan jy jou voorstel wat ons met daai geld kon gedoen het? So in 2020 het ek na 'n konferensie in Rome gegaan waar die meeste van die wêreld se ondersoeke joernaliste bymekaar gekom het. Ons was almal op een plek terselfdertyd. As jy 'n bom daar afgelos het, dan was ons almal nie hier nie. So ons moes baie stil daar wees. En dit was vir my baie interessant om my kollegas in Rusland, Oekraïne, res van Europa en oral van die wêreld, Afrika, te ontmoet en ons kon saam praat oor wat ons ervarings is en was met die internet, sodat ons werk kan doen, of hoe dit ons verhinder. Daar het ons geleer dat die internet gebruik is om die mense, die 4 mense wat vir Sergei Skripal vergiftig het in Engeland, kan opspoor. Wat gebeur is hulle het die internet gebruik om uit te vind dat die 4 mans met sequential passports uit Rusland uit is. En daar is jou teken van niemand kry 4 paspoorte met nommers wat so naby aan mekaar is. En tussenin het die joernaliste gaan kyk waar hulle gebly, met hulle selfoonkommunikasies. En in Rusland ook, omdat die mense so arm is, verkoop hulle hierdie CD's aan die markte van geheime wat in Rusland aangaan. En so die Bellingcat is 'n ondersoekende journalistieke span het dit alles ontbloot, dat wie die mense was, hoe hulle getravel het, waar hulle gegaan het, waar is die safe houses van die FSB en wat doen Rusland en Europa om dinge daar om hulle eie mense dood te maak. Die medialandskap soos dit nou bestaan, gee nie eintlik om vir vryheid van spraak nie. Net solank jy met die wat praat saamstem. Elon Musk beïnvloed die wêreldse politiek onder die vermomming dat dit uitdrukkingsvryheid is. Donald Trump was so kwaad vir die komediant Stephen Colbert dat hy sy program van die lig afgehaal het. Hy het hom probeer sensuur. ABC skort vir komediant Jimmy Kimmel op oor sy opmerkings van na die dood van Charlie Kirk. Ander mense wat hulle gesê het, word ontslaan van hulle werk. Mense se visums word gekanselleer. Skielik is vryheid van spraak nie meer 'n algemene reg nie in Amerika. Maar nog steeds bestaan artikel 1. So mense moet gaan leer om terug te veg. Wat ons tans sien is die kommodifikasie van vryheid van spraak. Charlie Kirk se maatskappy, The Turning Point USA, het 'n ongelooflike $400 miljoen ingesamel. Almal het ingechip. Bekende ryk mense en lande, die regerings van verskillende lande. 'n Platform is geskep en aan die lewe gehou, terwyl die tradisionele media links en regs, en ek beteken nie polities links en regs nie, ek bedoel oral om jou, toemaak. Selfs in Suid-Afrika, kan nie meer 'n rapport koop nie. Daar is Vrye Weekblad is toe. Ons sukkel by die Daily Maverick, want dit kos geld om op die grond daai soort van navorsing te doen.
So word 'n idee gekoop en verkoop. 'n Regsdefinisie van vryheid van spraak word uiteengesit in die VN se internasionale handves van regte. 'n Persoon het die reg op vryheid van mening en uitdrukking, insluitend die reg om inligting en idees te gaan soek en te ontvang en oor te dra deur enige medium ongeag grense. Nou dis juist daai woord grense wat Putin en China nie van hou en nie van verstaan nie. Hulle wil nie hê dat wat aangaan in die westerse internet, soos hulle dit noem, enige effek gaan hê op hulle eie mense nie. So waarborg ons die bevordering van kennis en die ontdekking van waarheid. Om individuele selfverwesenliking te verseker, om alle lede van die samelewing te laat om besluitneming te kan deelneem, om 'n aanpasbare en 'n stabiele gemeenskap te verseker, moet daar vryheid van spraak wees. John Stuart Mill se 1959 boek On Liberty het gewys dat idees ook uit 'n ekonomiese perspektief gesien kan word. Idees is 'n nuttige kommoditeit en in groot hoeveelhede kan dit in 'n hoogs mededingende mark geproduseer word. Vir die van ons wat as joernaliste en skrywers werk, is die mark nooit die vertrekpunt nie. As dit is, sal dit opmerkbaar wees. Die kwaliteit van ons werk sal dit openbaar. As jy vir geld werk, kan mense dit sien. Ons doen nie die werk vir die geld nie, ons doen die werk en ons word onlangs per toeval betaal as daar geld is. Maar omdat die nuus nou 'n kommoditeit is en nie 'n noodsaaklikheid nie, sien ons hoe mense nou alles opraap wat op sosiale media verskyn. Die moord op Charlie Kirk, die dood op Nathi Mthethwa, die verdwyning van Jocelyn Smith is almal besoedel deur 'n media op soek na kliks en geld. Interessant genoeg, toe Nathi Mthethwa gespring het van die gebou, het mense op die internet, en dis verskeie platforms, mense kan hulle almal noem, begin sê, dis 'n sameswering, ons soek die liggaam, ons wil die lijkskouing se papiere sien, ons wil die laaste SMS wat hy aan sy vrou gestuur het sien. Wanneer hoor jy, sien mense dit in die oop? Niemand maak dit oop nie, dis 'n private saak. En skielik sê die mense op die internet, daar's iets verkeerd, want julle wys nie vir ons alles wat julle moet wys nie. Jocelyn Smith het mense almal aangespring oor daai hele crime scene getrap. Selfs Gayton McKenzie het dit gebruik vir kliks op sy eie platforms. En daar is die hele ding besoedel deur hierdie mense wat die feite en die waarheid probeer in hulle eie manier uitdruk. So groei ook die samensweringsteorieë, en hulle is oral. Elke ding is 'n samensweringsteorie. Daar is bewyse dat uitdrukkingsvryheid bydra tot regeringsbesluitneming en om dit te bepaal en te bevorder, en ook die verantwoordelikheid en verantwoordbaarheid van die regering teenoor die verkiesers te verseker en te verbeter. Spesifiek deur nuusberigte word regerings beïnvloed. Kommodifisering het mense regte in hierdie era heeltemal verontagsaam. Datamakelaars loop rond en versprei private inligting sonder mense se medewete. Dit is 'n nuwe vorm van persoonlike uitbuiting van jou kliënt. Die beskerming van individuele privaatheid is een van die groot uitdagings van die toekoms. In Suid-Afrika is ons al 30 jaar gewoond aan uitdrukkingsvryheid. Daar is perke, daar is hardspraak, dit word nie toegelaat nie, en mense is al in die tronk gegooi, soos Penny Sparrow vir 'n rukkie, waar sy 'n bietjie cornrows gekry het, die ander meisies het vir haar lekker daar aan haar hare begin werk, sy het lekker geleer daar. Kiel de Boer is nie verban nie, en niemand sing dit behalwe Julius Malema, selfs die ANC sê, hulle gaan dit nie meer sing nie, maar jy kan dit sing as jy wil in Suid-Afrika. Dit is 'n feit dat in daardie lande waar daar nie vryheid van spraak is nie, daar floreer korrupsie en die skending van menseregte. Daar is 'n neiging tans in die wêreld, daar is 'n hinkering na 'n sterk man, soos Nhlanhla Mkhwanazi met sy uniform en sy gewere, wat joernaliste tronk toe wil stuur. Generaal Mkhwanazi wil vir ons graag tronk toe stuur. Onthou dit net as jy dink hy's
Hy's 'n goeie leier vir die toekoms. Viktor Orban, Donald Trump, Ibrahim Traoré van Burkina Faso, waar daar geen vryheid van spraak is nie. Mense in Afrika is op die oomblik baie verlief op Burkina Faso en wat daar aangaan. Ek nie. Hoe verder? Wat gaan ons doen? Kunsmatige intelligensie kan gebruik word om lewens te verbeter en ook vir goeie doeleindes. Dit weet ons. Maar dit sal ook dat jy jou eie oë vir jou lieg. En dit is 'n baie ergere ding, want as jy dink jy sien 'n ding, dan bestaan dit. Ek gaan 'n bietjie eindig met woorde van Adam Mickiewicz. Hy is 'n Poolse aktivis en hy het 'n boek geskryf, Briewe uit die gevangenis, om vir mense raad te gee om hoe in die wêreld om te gaan, terwyl al hierdie verskillende goed hoe jy die wêreld beskou of aanskou, affekteer. Begin om dinge te doen wat jy dink gedoen moet word. En begin wees wat jy dink die samelewing moet word. Glo jy in vryheid van spraak? Praat dan vrylik. Glo jy in 'n oop samelewing? Tree dan in die openbaar op. Glo jy in ordentlike menslike samelewing? Gedra jou dan ordentlik en menslik. Dit is toevallig eintlik dat die jongste New Yorker uitgawe 'n wonderlike stuk het deur Adam Gopnik, een van my geliefkoeste skrywers, oor die Poolse digter Wisława Szymborska. En hoe mense wat onder autoritaire regerings geleef het en maniere gevind het om dit te verduur. Hy skryf ook hoe Václav Havel geskryf het, hoe ons moet leer hoe om binne in die waarheid te lewe, bedoelend om eenvoudig te weier om deel te neem aan leuns, of om maklik geïntimideer te word deur die intensiteit van die leenaars. Ek dink nou net aan Louis Liebenberg hier, 'n groot leenaar met baie intensiteit, wat gepreek het van 'n toilet en almal het hom geglo, en hulle geld aan hom oorhandig. Hoe gebeur die goed dan, vandag nog? En 'n mens kan die waarheid net aan 'n paar luisteraars op 'n slag vertel, en dit sal saak maak. Dit is wat Václav Havel gesê het, en dit is wat ek in my hou elke dag as ek my werk begin doen. En wanneer ek voel dit raak alles te veel, en ek verstaan niks meer nie, gaan ek altyd terug na dit. Leef in die waarheid. Uitdrukkingsvryheid is die vars lig wat 'n demokrasie en 'n gemeenskap bevry van leuns en kakpratery. The truth is actually only reached through dispute. So die uitdrukkingsvryheid is vir ons meer belangrik as die kos wat ons op ons tafels het. En as ons nie kos op ons tafels het, moet ons kan in die strate hardloop en dit sê en vra daarvoor. So kortliks, dit is my gedagtes omtrent vryheid van spraak. Daar's baie in hierdie toespraak wat mens moet kan oordink, en hopelik het dit vir julle almal 'n bietjie 'n koers gegee om hoe deur die internet jouself te kan beweeg en te pas op, en om partykeer 'n mental condom te dra, soos ek nou sê, moet jy maar aantrek voordat jy op die internet gaan. So baie dankie dat julle gekom het om te luister hierna. Ek is baie bereid om vrae te beantwoord. As julle enige vrae het vir my, sal ek met liefde vir julle kan verduidelik. Enige vrae? Hoe sou jy die situasie in Afrika en in Suid-Afrika, maar Afrika eers breër en dan Suid-Afrika, in terme van waar, as ons 'n skaal van 1 tot 10 gee van vryheid van spraak. Suid-Afrika sal ek vir ons 'n 10 gee. Want ek lees die ander dag dat iemand, jy weet mos Busisiwe Mkhwebane is nou by die MKP, en een van haar medelede het gesê hy gaan aan die brand steek. Vryheid van spraak. Maar wat ek geleer het in Suid-Afrika is, as ek vir jou sê ek gaan jou aan die brand steek, dan gaan ek nie vir jou aan die brand steek nie. Jy weet ons ken daai goed. Jy moet sulke klein, as ek gesê ek gaan jou klap, dan gaan ek jou mos nie klap nie, né? So ek dink in Suid-Afrika is omdat ons diversiteit so wonderlik is, en so, jy weet, soos ek sê, die waarheid word uiteindelik kom jy by die waarheid uit deur bespiegeling met mekaar. Die res van Afrika is problematies, omdat daar baie oorloë is, en omdat daar baie ander belange is in die lande. In Suid-Afrika is min of meer, behalwe vir die mafia-regering, is ons min of meer, jy weet, as dit aangaan, jy weet, die gewone lewe kap nog aan. En dit is nie jy weet, Botswana kan jy nog, Burkina Faso word jy toegesluit, Zimbabwe word jy toegesluit, Mosambiek word jy toegesluit,
Die meeste van Afrika is daar nie vryheid van spraak nie. teen die regering. Ja, of teen enige iets wat met die regering te doen het. So ek was in Mosambiek onlangs en daar is 'n hospitaal wat al 11 jaar aan die gang is en die ouetjie wat my rondry kla die hele tyd oor hierdie hospitaal en hy sê die ou minister se huis is net om die draai en toe gaan ek daai aand na hom toe sê vir hom kom ons vat 'n kan petrol ons gaan brand daai hospitaal af. En hy sê julle Suid-Afrikaners wil dit altyd afbrand. Toe sê ek hoe gaan jou regering weet jy is nie gelukkig nie? As jy nie iets doen om vir hulle te wys nie. Toe sê hy, jy moet uit hier so, hulle gaan vir jou arresteer. Maar ek dink Suid-Afrikaners is ungovernable. Daar's 'n baie interessante, daar's 'n filosoof die naam van George Steiner. En hy het geskryf die nasies kon so maklik vir Holland, they could invade Holland so easily because they're too law abiding. So partykeer is daar wette wat eintlik gebreek kan word en gebreek moet word wat ons juis gedoen het in die apartheidsdae. So ons is baie gelukkig in Suid-Afrika. Want ons grondwet waarborg jou regte en jou vryheid van spraak. En ek kan net vir jou sê ons praat hierso. Daar's mense wat absoluut geskok is oor hoe ons praat oor ras, oor die regering, oor mans. Ons is verskriklik gelukkig. Ons besef nie hoe gelukkig ons is nie. So ja, 10 out of 10 at this point. En het jy toe die kannetjie gevou? Die wat? Kyk, as hy nou wou, dan sou ek, nee, want maar ek was bietjie bang ook want hulle sluit dit toe in Mosambiek. Want hier sal ek dink mense vra altyd vir my of vir Pieter Louw Maaiburg en die mense wat eintlik diep in die korrupsie inkrap. Weet Pieter Louw Maaiburg het mos van daai R60,000 gebring. Weet jy hoe slim is ons boewe? Daai geld is almal expired geld. Kan jy dit glo? Hoe slim is hulle? Ja, dit moes in die kelders. Al die jare, weet ons 57 biljoen is mos gesteel. Dit moes al uitgery by die SSA karre vol kontant. Nou is daai kontant ergens in iemand se huis. Hulle bring daai kontant, daai notas, daai ou notas, kan jy net omruil op 'n spesifieke dag, op 'n spesifieke tyd by 'n spesifieke toonbank by die Reservebank. So arme ou Pieter Louw sou daar aangekom het met hierdie hoop stinkende geld. So slim is ons boewe. Jy moet vir hulle darm maar 10 uit 10 gee, né? So ons moet altyd 'n stappie voor hulle uit wees. Dis ongelooflik. Ons is like ons kan smokkel, hoor. Ek het nog 'n vraag. Gaan aan. Hoe hanteer jy die stres van al hierdie dinge? Ek dink as joernalis wanneer ek het baie jonk begin werk, 21, so ek het begin werk by die Cape Times en dit was apartheidsjare. En daai tyd het jy nie tyd gehad vir kla nie, jy moet gaan. As jou nuusredakteur sê jy gaan daar, mense word gearresteer, goed is aan die brand, dan moet jy gaan. Deesdae is dit nie so nie. Hulle vra altyd vir die joernaliste, hoe gaan dit met jou geestesgesondheid? Voel jy kan ingaan? En as jy terugkom is daar iemand wat jou berading gee. En ek dink om hierdie werk te kan doen en om dit lank te kan doen, moet jy ergens in jouself 'n plek vind wat veilig is en wat skoon is. En ek het dit. Ek het my ma, ek het my kinders. Ek het gesien hoe die werk wat ek doen, want kyk my ouers was albei onder diktators grootgemaak. My pa onder Hitler, my ma onder Salazar. En hulle het stil gebly. En ek het in Pretoria groot geword, so ek dink dit het vir my. Ek het altyd vir hulle gesê, hoekom het julle nooit teruggepraat nie, wanneer ek gesien het wat gebeur het in Duitsland. En nou verstaan ek hoekom, maar ek dink dis hoekom ek nie kon stil bly nie. As ek dinge gesien het, dan het ek gevra of gepraat of en dit het my, ek dink miskien as jy my vra van stres, miskien het ek 'n aardige maniere van dinge doen. Dit is daar, maar ek is gewoond daaraan. En niemand se lewe het nie stres nie. Ek dink is meer stres om arm te wees. Jy weet, en soos ek sê, op die oomblik gaan hulle nie vir die joernaliste, hulle gaan ons nog nie doodskiet nie. Want dit sal nie gebeur in Suid-Afrika nie. Dit is nie deel van ons kultuur nie. Dit sal gebeur in ander lande en in Amerika. Maar nie hier nie. So there's almost an agreement that if you do that, you cross the line. En mense sal begin marseer, soos wat ons gedoen het met onthou nou, civil society het 'n baie groot en belangrike rol gespeel met die Zuma must fall. Weet, daar is, ek kan vir jou outa, selfs solidariteit, wat dink jy van hulle? Hulle mag bestaan. Mense het plekke waar hulle kan gaan blaas en kan sê wat hulle wil. So, ja, miskien gaan ek vroeg dood, but who knows? Skielik en vroeg. Oh, thank you. The country's given me a hell of a ride. Ek lag jou T-shirt. Dankie.
Wat is die wenke? Want ons sien ons is ook by Kerknuusblad en ons plaas dan sit ons deel ons goeie artikels, maar ons sien nie kliks verlies nie, maar dat jy nou oor kontroversie in die kerk, dan laat hele debat op sy Solank daar kontroversie, dis die waarheid is dit fyn om dit te dan plaas, want jy weet mense hou nie van goeie nuus nie, behalwe as hulle baie kak voel, dan wil hulle goeie nuus lees. So, en daar is maniere waarop jy, soos jy weet, search engine optimized koppe kan skryf, en ek voel daai search engine optimized koppe, ek beklei met die mense, dit is koppe wat hulle sê, jy moet skryf op 'n storie wat baie meer kliks sal bring, partykeer werk nie, want jy het humor nodig partykeer, jy het iets wat menslik voel vir die leser. Dit is moeilik. Ek dink stoot daai stories op, hoor op die blad. Ons doen dit. Partykeer skryf ons stories wat ons baie geld opgegee het, maar mense lees dit nie want hulle verstaan nie, soos die Amabungani stories wat uitpak presies hoeveel geld gegaan het na wie. Dis moeilik om dit te lees, maar jy moet dit lees. Jy weet, en partykeer lees mense, so ek kan nie baie lekker werk met figure nie. Jy weet, ek is met somme nie. So ek kom uit met die bat en ek klap vir jou en dan kom Pieter Louw hulle in en hulle kom en doen die syfers en so aan. Dit gaan net oor goeie keuse van jou headline, jy weet, van jou kop. En 'n paar, maar jy weet, mense gaan wil klik. Hulle is verslaafd aan die kliks self. En die mense wat die koerante besit of wat die webblaaie besit, is ook die mense agterkant, nie die joernaliste nie, is verslaaf aan daai kliks. En ons hoor ook in ons bemarking waar mense sê daai storie het nie genoeg kliks kry nie, dan sê ek vir die joernaliste, moenie daaroor worry nie, want ons skryf nie vir die kliks nie. Jy weet, en as jy die kliks wil kry van 'n ander manier, en baie van die stories kry ongelooflike kliks. Die storie wat ek geskryf het oor die George gebou wat in mekaar geval het. Ek het al die papiere gekry van die gebou se geskiedenis. Daai storie het die ligte uitgeskiet. En dit was net inligting. Dit was nie eintlik 'n storie nie. So dit is moeilik. Jy sal sien wat ek probeer doen met die algoritme, jy kan dit nie stop nie, as ek speel bietjie met hom. En dan eendag gaan kyk ek op hoe om vye in te lê en dan kyk ek weer oor die nasies. Jy weet, so skielik. Spring so rond. So wilde ADHD soeke wat ek doen op die internet, daai algoritme weet nie waar om my te stoot nie. Al wat die algoritme weet is as ek 65 en ek met daai doekies dra eendag, of jy weet daai ou mens doekies, dan wys hulle dit vir my. Totally, hulle kan sien hoe oud jy is, hulle dink dat daai enetjie gaan binnekort dit nodig hê, of ek die ander dag sien ek hulle adverteer vir my 'n bed met so 'n ding wat ek op die kant kan sit, sodat ek nie kan uitval nie. Speel 'n bietjie met die algoritme, moenie net lees wat hy vir jou opgooi nie, en teken selfs in op 'n podcast, as jy van daai podcast hou, of daai persoon se opinie, of jy weet daai persoon is 'n goeie ontleder, teken in. Moenie net klik op 'n ding wat vriende stuur nie, want misery loves company, dis 'n ander ding op die WhatsApps. Daar's altyd daai persoon wat jou bel en sê, het jy gehoor? Jy is nou 'n selfoontoring want jy het 'n inspuiting gekry vir COVID. Nou kan ek jou bel sommer enige plek, jy weet. En dan vra jy why do you think this? So dis moeilik. Dis moeilik. Jong mense lees nie meer nie. Ek vind jong mense is besig om heeltemal, jy weet, overall prentjie te verloor van hoe die wêreld eintlik werk. Baie ouers weet nie hoe om met hulle kinders te werk op die internet. Baie kinders maak baie geld op die internet. Slim kinders wat goed verkoop, so dis okay. Dis goed, maar jong kinders dink ek op die skool dink ek die fone moet weggeneem word daar. Daar voel ek dit absoluut sterk aan. Ja. And then you. Ja. Ek is 'n onderwyser by 'n hoërskool. Ons gaan nou selfone wegneem vir presies daai rede. Maar die groot ding is jy kan vir hulle nou vra oor 'n verskriklike ding wat gebeur. Ek kan jou 'n brief gee. 1% van hulle gaan weet van Charlie Kirk. Jy praat met hulle oor die dinge so, maar in elk geval dis net 'n mening. In my eerste jaar moet nou nie sug nie. 1989 op universiteit. Ja, maak jy somme. Nee, ek het begin werk op 1982. In 80 het ek baie naïef 'n toespraak gehou by die universiteit se rennerskompetisie oor persvryheid in Afrika in vergelyking met Suid-Afrika. En daar het ek gesê so net in Suid-Afrika wat jy kan sê publish and be damned, maar so ek sê naïef, maar dink jy dis vandag is dit moontlik, meer moontlik, né? Baie meer moontlik, en ook onthou nou ek werk binne die perke van die wet.
So jy as 'n gewone persoon, as ek iets skryf oor jou, moet ek vir jou die right to reply gee. So en jy kan my hof toe vat. So ek doen my werk binne die perke van die wet en die konstitusie. Jy kan my sue, jy kan 'n klomp dinge doen. In die ou dae kon jy nie, ek is toegesluit. Goed is uit jy weet, goed wat ek my eie oë gesien het, is swart gemaak. Mandela se gesig kon jy nie sien nie. So en ek dink Afrikaanse mense is ook heeltemal gebombardeer met propaganda. En soos ek sien, my pa hy's in 1924 gebore, al wat hy geweet het is Adolf Hitler. En as jy kyk na die propaganda en hoe hulle die Hitler Youth gebruik het om hierdie kinders te begin sê, kyk, julle gaan moet beklei vir julle land, ons is spesiaal. Dit word alles daar, dit word gerepeteer in Amerika op die oomblik. Ongelukkig. Dis wat vir my ongelukkig maak en terwyl ek is nou klaar oor Hitler praat. Iemand het ek eendag van gelees wat gesê het in die lande waar konsentrasiekampe was en Pole wat heelwat gehad het, is dit omdat die inwoners stille toestemming gegee het. Ja. Nederland is ingeval, maar dit was ook Nederlanders wat jy van lees wat wat baie gedoen het om Jode te beskerm en af. Maar 'n groot risiko. So die groot risiko. Die bottom line is altyd, jy kan jou vryheid en jou lewe verloor as jy iets nou gaan doen. En dit is die besluit wat jy moet maak. En toe die Gupta Leaks geland het op my tafel, moes ek daai dag daai besluit maak. Al skryf ek al jare, want daai was baie gevaarlik. En ek is bly ek het die I had the bravery or the courage to be able to say okay, ek sal dit goed doen. Al my kollegas, die weet wat ja, dat hulle nie bang is om te doen wat reg is. En ek doen dit omdat ek 'n beter wêreld wil los vir my kinders en vir ons kinders. Ek wil hulle met 'n trein kan neem. Ek wil hulle moet, jy weet, en wat ons ook moet onthou, hierdie twee kommissies wat aan die gang is op die oomblik is absoluut, dis 'n wentelpunt in Suid-Afrikaanse geskiedenis. Ons sit op 'n mespunt. Maar jy moet verstaan, dis palace politics. Die Gupta Leaks was palace politics en die leiers en hierdie gaan nou af, dis is kriminele in elke departement oral. Maar ons hoor dit nou en ons sien dit nou en Kat Matlala sit agter die tralies. So daar is goeie mense in Suid-Afrika. In elke departement, daar's goeie fluitjieblasers. Weet, ek kan nie my werk doen sonder fluitjieblasers nie. Fluitjieblasers wat van SARS vir ons vertel het hoe Tom Moyane en Bain & Company, dit het gegaan oor geld. Nie oor ideologie nie. En ek is lief vir Suid-Afrikaners, alle Suid-Afrikaners en verstaan die verskillende groepe mense en ons weet wat is verkeerd, almal van ons weet wat is verkeerd en almal van ons weet wat moet reggemaak word. Daar is geen we don't have to argue about that. En ons lewe in 'n wêreld sonder ideologie. Daar is geen ideologie. Dis geld. Dit gaan oor geld. Value to value exchange. Dis godsdienst amper. Dit is. En ons moet 'n manier, gelukkig woon ons in 'n land met verskriklike diversiteit. Dit is ons goud. Dis hoekom ons hierdie regering het. En in baie van ons gemeenskappe is daar alreeds in ons DNA, we are communalist. Swart mense is communalist. Woon saam, weet van mekaar se lied en leef. Wil nie met mekaar kompeteer nie. In die stede, as mense in die stede kom, dan begin hulle kompeteer, ek wil meer geld hê. Daarom sien jy ook hierdie mense wat die geld steel, wat nie hulle eie geld is nie. Hierdie karre koop. Hierdie verskriklike duur Ferraris, want dit is the embodiment of capitalism. I've made it. Who cares how I got the money? It doesn't matter if I stole it from you. It doesn't affect me. Geen nie om nie, dis die regering se geld. Ek steel dit. En dit gebeur in Amerika. Donald Trump doen dit op die oomblik. Hy gebruik sy posisie as 'n president om 'n multi-biljonair te word op kripto. Dit is nie wat die politiek is nie. So ons we are far ahead of America. Ons het ons Zuma gehad, ons Trump gehad. En hy het baie leed aan die land gedoen. Dit gaan ons lank neem om reg te kom, hoor. En onthou, Julie 2021 het hy so kwaad geword want hy moet tronk toe gaan, want hy moet die wet gehoorsaam wees, dat hy hele keise aan die brand gesteek. En wat het die volgende dag gebeur? Ons het self skoon gaan maak. Gewone mense het gaan skoonmaak daar. Die polisie was nie daar nie, die militêr was nie daar nie, want hulle het saam met hom gesweer. Ons weet dit nou. Ons gaan hulle almal lekker uitvang, een vir een. Daar is baie mense wie se klein poepel so maak op die oomblik. Julle moet dit nie op die webwerf sit nie, maar dit is ook 'n manier om die mense wat verkeerd maak in die gemeenskap te terroriseer, om te sê julle gaan sit.
Ons kom vir jou. Daar gaan 'n dag kom wat jy gaan moet sit. En dit maak mense dan kos baie geld om hof toe te gaan ook. En dit is ook iets wat mense baie geld uit. Ek weet dat generaal Sibiya oor die jare meer as 2 miljoen rand moes hy uitbetaal aan prokureurs vir een of ander rede vir wat hy besig is om te doen. Dit is geld wat niemand het nie. So dan kom iemand met geldjies en sê hy kan vir jou help, hy gee vir jou 500,000 vir 'n die en 'n daai. Dan kan jy sien hoe mense dan getempt word. Jy het net al Botswana as jy vir die lande wou. Botswana, ja. Ek net graag vra, hoe how did they end up in that slippery slope? Want Botswana is vir baie jare, toe Suid-Afrika nog die donker tyd was, al gesien as as 'n plek waar daar lig was. Ja. En ek bedoel, dis amper basies 'n Mario storie van we are not there yet, but Ja. ek het onder gelede oor gepraat, maar hy sê, we're not a failed state yet. Ja, South Africa or Botswana? Nee, South Africa. South Africa, no, we're not. Ja, we are. We were a failed state a while ago. Ja, Ja. Maar ek dink ja, dis heeltemal 'n failed state, maar wat ek net eintlik sê is daar waarskuwingstekens wat ons daar geïgnoreer het, wat ons het nie raak gesien het. How did that become a problematic in daai insin van dat die mag wat jy gepraat het. I think it became a global ethos. I think after the collapse of 2008, you really have to go to die basis van wat het gebeur. Onthou nou, en dis George Soros wat ek nou gaan quote, en almal dink hy is een of ander, jy weet, maar hy het gepraat van 'n olietanker. As jy die olie in die see, jy weet, dan's daar kompartemente onder, want anders gaan die skip gaan mos omdraai. So jy sit daai kompartemente in om die skip stabiel te hou. En wat Ronald Reagan en Margaret Thatcher gedoen het met die markte, is hulle daai compartments weggevat. En skielik het ryk mense besef hulle kan geld uitneem uit 'n land en enige ander plek toe neem en die bank het gefaal. So hulle het al daai geld teruggekry. En skielik moes hulle dit beweeg in die wêreld. En daai kontrole was almal weg. Globalization allowed the movement of money but not people. So daai beweging van geld moes ons al daai tyd al begin sê it's a problem is coming. Mense het gewaarsku. So dit is 'n globale ding. Dit gaan nie net oor Suid-Afrika want daai geldsigtigheid. Kapitalisme gee nie om of jy moslim is of Portugees of in Bangkok. Mense hou van jy kan werk op 'n Edward Bernays was Sigmund Freud se neef. En hy is die eerste persoon wat advertensies begin verstaan het uit 'n Freudian perspektief. Ek sal vir jou 'n voorbeeld gee, die suffragettes wat begin marseer in New York. Hulle het besef as hulle modelle sit voor in die ry by die suffragettes wat sigarette rook, dan gaan vrouens begin dink hulle moet sigarette rook want dit is emancipation. Maar dit was alles 'n speel op die idee dat vrouens emancipated word, kom ons sit sigarette in. So alles advertensies, Madison Avenue took the atavistic human desire for things and status in 'n gemeenskap. Waar jy voel as ek daai kar ry, dan dink almal ek is fantasties. So dit werk op jou insecurities. Dit gaan ook oor vrouens wat gewig aansit, gewig af. Dit is 'n kontrolerende ding wat die hele tyd aangaan in die media. Ek weet nie soveel van Botswana nie, but Botswana hasn't necessarily got a very good media landscape. Daar is mense al toegesluit en so aan. Die enigste ding wat ek weet wat gebeur het hier is, ek dink 'n komediant is deur een van die politici hof toe geneem, het iets snaaks gesê. En so hulle weet hulle gaan nie wen nie, wat ons ook besef het in Suid-Afrika, neem jy my hof toe, dan het ons iets by die naam van full disclosure. So jy vat my hof toe, dan moet jy vir my alles gee wat jy het, en ek sal vir jou alles gee wat ek het, en hulle hardloop weg. Die EFF het my al gedreig, 15 miljoen wou hulle gehad het. Jy kry so demand van hulle, Busisiwe Mkhwebane ook so demand. Ek ignoreer dit net. In Suid-Afrika is jy moet onthou, ons smokkel, hoor. Stuur sommer vir jou 'n affidavit met wette wat nie eintlik bestaan nie, jy weet. Dit is so 'n AI ding wat sê volgens hierdie wet, dan moet jy gaan kyk. Mens sê dit is nie omgegooi op in die asblik. Antwoord nie meer die foon nie. So sodra mense hulle regte bestaan, wat my pla is jong mense wat nie lees nie. Ek sê altyd vir hulle die lewe is 'n skaakspel. As jy nie die game speel nie, speel die game vir jou. The universe is indifferent.
En my idee as kind was ek wil soveel weet as moontlik sodat ek my deur die wêreld kan navigate. Wat gaan aan? Wat is eintlik en jy gaan nooit lank genoeg lewe om alles te kan verstaan nie. Hoe die son opkom, hoe hy afgaan, wat is armoede, hoe word dit geskep? So daai curiosity moet hulle hê, anders speel die wêreld met jou soos 'n sokkebal. En as jy dit wil hê, gaan aan, kap aan, moenie lees nie, moenie jou werk doen nie. Kyk die hele tyd na TikTok en lag jou gat af, maar jy weet, swipe jouself dom. Die wêreld gaan nie vir jou. En dan begin jy moan, jy's 'n victim. Ek kan nie. Jy weet, en dit verg 'n spesifieke van inspanning om te lewe. En jy moet jou kop kan gebruik en weet waar jy bly. Maar een ding wat ek kan sê van Suid-Afrikaners is ons is mal oor politiek praat, hoor. Elke liewe een van ons staan in 'n ry in 'n plek en dan begin ons en ons praat. Swart, wit, maak nie saak. Moslim, ons gaan aan. Ons stem almal saam. Zuma. Dit kry jy nie in ander lande nie. Daar is verskriklike verdeeldheid in Amerika tussen families. En ons kan ten minste, as jy vir Jacob Zuma gestem het en ek dink hy's poepel en ek gaan stem vir iemand anders, dan is dit nie 'n schism in die familie nie. Jy val nie uit mekaar uit nie. Jy besef, en mense sê nie ook hulle gaan oppak en wegry nie. Jy hoor nooit mense in ander lande waar as hulle team nie inkom nie, dan hy pack for purse. Jy weet, maar hierdie Suid-Afrikaners wat die hele tyd wil vlug. Elke jaar is daar so, as hulle nie vlug na Australië toe, dan kom hulle van Joburg na die Kaap toe. Jy weet, so vir selfone wegneem is 'n baie goeie ding. Hulle gaan kwaad wees met jou vir lank, want hulle is addicted. En dit voel soos iemand wat sigarette wegvat, of so, jy moet hulle iets anders gee om te doen. Fidget toys werk baie goed. Plastic fidget toys. Ek gee vir die kinders hierdie balletjies wat jy sommer by Crazy Store koop wat jy kan squeeze. Slim, ja. Dis dit. Ja. Dis so snaaks, ek vertel nou vir almal die ander dag, Mandy Wien het nou net 'n boek geskryf called The Deal. Is 'n baie wonderlike boek wat gaan oor wat gebeur het agter die skerms toe die ANC mag verloor het en oorhandig het met vryheid, né? Onthou, ons is baie gelukkig. Dit is ons seventh election we've had. En agter die skerms vertel sy vir jou van almal wat negotiate. Kinders moet dit lees, want jy kan sien daar is 'n kaliber van leierskap in Suid-Afrika wat weet wat hulle doen. En wat die belange van die land eintlik op hulle hart het. En tussenin is daar die Kenny Konenes en al die ander, hulle kan maar saamry. Maar maak verkeerd, dan gaan jy tronk toe. Ekskuus net iets wat ek nou net oor wat jy sê van die internet en wat dit doen. Ek het nou die dag gesien 'n nuwe conspiracy theory. So Nelson Mandela dood is in die tronk. En dat het 'n baie goeie akteur was. Ja. Wat hom gespeel het tot en met mense dood. Maar die ding is, dis baie mense daarna wat my eintlik geskok het, was nie dit nie. Maar hoeveel mense gesê ja, dit nogal gedink. Ja, natuurlik. Natuurlik het hulle gedink. Natuurlik. Waar hulle dit, ek sê altyd vir mense, are you born with every single fact in the world inside your head? Waar het jy dit gelees? Waar het jy dit gesien? Hoe weet jy dit? Weet dus mense wat sê Charlie Kirk is eintlik nou deur, jy weet sy vrou het hom geskiet en sy is, jy weet, mense hou van, jy weet as ons gebly het in 'n klein dorpie, dan was daar altyd 'n tannie wat staan by die hek en sê, weet jy, daai sy is gister by oom so en so se huis uitgekom. So daai dis geskinnery. Dis nonsens en dit baat jou nie behalwe om te dink okay, Nelson Mandela is nie dood nie. But daar's baie sulke goed. Maar die feite bly die feite, jy weet. Ek weet dit, ek ook 'n vraag, maar ek weet dit. Ek dink vir my interessant is my seun is 24. Hy's heeltemal van sosiale media. Hy Rest hier. Ja, hy is daai Maverick. Hy bly in België, maar hy is geen Maverick geval. En as ek met hom praat, dan sê hy gaan gou boeke koop. Hulle koop boeke. Toe sê ek vir my, dis my baie interessant. Toe sê hy, ja, hy kom agter, sy generasie 20 tot so 28. Hulle wil niks van Twitter. Soos jy nou kan sien, dis eintlik die goeie nuus. Hulle wil niks daarvan weet. Die AI en die algoritme het dit raak soos 'n slegte hamburger, dat jy 10 hamburgers eet. En skielik voel jy ongemaklik daaroor. So mense gaan begin agterkom van die goed wat hulle inneem is verkeerd, maak hulle siek, geestelik siek. Of tas hulle aan op 'n manier. En hoe meer daar fake news en disinformasie uitkom, ek dink hoe minder gaan mense begin
gepost op Facebook. Ek doen dit nie meer nie. Ek het jy weet ons het gedink ag, is so lekker, maar kyk my hondjie en alles. Nou wil ek nie hê mense moet dit sien nie. Wie gaan my kom weet iemand my kind kom seermaak of so in daai platforms word nou besit deur hierdie oligarchs. En ek dink that's the great thing about nature is that it always balances itself out. Die bots gaan die trolls opeet. Jy weet want hulle bestaan nie eintlik. Dit is almal if anybody does anything on the internet with malevolent intent. Jy kan dit voel. As jy iets lees wat jou steur en jy wil onmiddellik klik en jy wil onmiddellik bel en jy wil onmiddellik iemand doen. Pas op vir daai storie. Dis die storie wat die algoritme aan jou stoot en dit is geskryf sodat jy kwaad kan word, sodat jy nie moet dink nie. And the algorithm is our biggest enemy. Al die ou mense wat ek verbystap. Wat is die algoritme? Sê ek vir hulle, nou ja. En die internet word ook gebruik om mense se geld te steel. Jy weet, so dit tas jou aan jou persoonlike lewe op elke vlak. Tas dit aan. Maar ons is besig om te lewe in die eksperiment. Ons is in die storie. Is nog nie klaar nie. So dit begin in 2009, 2016 begin kinders nou die fone kry, die internet raak groter. Dit word gekoop deur Elon Musk, dit word gebruik vir 'n politieke doeleinde om Donald Trump die Amerikaanse president te maak. En daar lag Putin met wit tande. Want die Russe weet absoluut hoe om met die internet te werk. En ons is te oop kop. Jy sien ons glo dinge. Ons is mos in die weste. So ons moet bietjie leer om meer discerning te wees. En wat gebeur het ook met COVID? Het baie mense totaal en al mal geword. Baie van hulle omdat hulle nie gelees het en 'n lewe gehad het nie. Al wat hulle gedoen het is geswipe voor 2020 en toe alles afgaan, toe het hulle geen eksistensiële laaitjie wat hulle kon oopmaak en of lees of Bybelverse, enige iets om sein te bly, raak hulle van hulle koppe af. En is vandag nog steeds so, baie mense glo nog in hierdie teorieë en daai jy sal sien. You know what? The terrible thing about life is it's Darwinian. Jy weet, as jy nie weet wat aangaan nie, as jy in 'n donker kamer gaan instap sonder om te weet wat daar is, gaan jy uitvind. So vind uit voor jy ingaan. Die internet is ook, dit is so gevaarlik soos die strate van die wêreld. Dit is nie 'n veilige plek nie. Jy gaan mos nie in 'n plek loop, well, Joburg, you can do it now, maar met jou selfoon hier uit en jy weet jou goeders, maar dan hulle blaas 'n vletjie nou in Joburg. As jy jou foon steel, dan kry hulle terug vir jou. Ons werk dinge uit. So dit is 'n gevaarlike plek. Die internet. Dit is nie en daar is ook dan ook hierdie speletjies wat kinders doen, wat die hele tyd net daar sit en hulle wil games maak en hulle wil games speel en daai speletjies leer hulle almal om to dehumanize human beings. Gone in 60 seconds, you're just shooting people the whole time. So wanneer jy die dag dit moet doen, dan voel jy niks. Want dit is 'n game. Dit is 'n eksistensiële krisis. Gaan journalistiek oorleef? Ja, maar ons sal dit moet doen in die ou manier wat ons altyd gedoen het. Dis wat ek probeer vir jong mense sê. Jy moet uitgaan. Jy moet met jou sources ontmoet. Jy moet jy moet politici ken. Jy moet gaan lees. Dis baie harde werk en dit is eintlik 'n calling meer as enigiets anders. So dit gaan oorleef, maar ons en ons het jong joernaliste wat ek sien, ons kan die vaandel aan hulle aangee. Omdat met die geldstelsel, ons kry dit nog nie uitgefigure nie. Nee, en die ding is, ek vra vir myself, hoe kan mense soveel geld gee vir Charlie Kirk, een individu, en dan die groot koerante wat vir jou 'n wye verskeidenheid opinies sal gee, jy weet, maak toe. Want as jy 'n koerant koop, moet jy skielik lees oor sport, al gee jy nie om oor sport nie, jy moet bietjie lees oor boeke, jy moet lees oor wêreldsake, jy moet lees oor miskien 'n resep, jy moet lees oor wat aangaan in Pretoria. Jy word 'n breër blik aan die wêreld gebied met 'n koerant. Internet doen dit nooit. Jy kry net wat jy wil hê. Jou egokamer, jou egokamer, jou egokamer. So ons gaan oorleef. Ek vra net vir mense skryf in by whoever is your source. Jy weet, dis goedkoper as 'n koppie koffie, maar dit help om die joernaliste onafhanklik te hou. I'm not beholden to anybody, I'm beholden to you, to the readers, to my insiders. Wanneer die markmense by die Daily Maverick begin sê die joernaliste moet gaan praat met bemarkingsmense, en ek sê ons kan nie met hulle praat nie. Wat moet ek met hulle sê? Want ek het 'n dooie kind se liggaam gesien op 'n foto 3 dae gelede wat 'n ma my gestuur het. Nou sit ek met die goed, nou wil die bemarkingsmense met my praat. Moet ek met die vrou vir die foto wys en sê waarmee werk ek? Jy weet, so daai hele idee dat you got to have the marketing and the journalists must be stars and they must do this, nee. Ek woon in 'n wêreld met
baie eienaardige mense wat ek moet sien wat my trust. Diep trust. Na al hierdie jare en ek dra daai verantwoordelikheid. So journalistiek sal nie weggaan nie. Daar is mense wat alreeds AI gebruik om stories te skryf. Jy kan dit sien. Is moeiliker in Afrikaans want Afrikaans is soos jazz. Ek het vroeër gesê Afrikaans is 'n taal wat elke persoon sy individualiteit kan stempel op die taal. Engels is nie so nie. Engels is soos 'n luislang. Jy moet hom afdruk. Jy weet want dis 'n large language model actually. Afrikaans is baie pliant, baie mooi, het vloei, jy kan nuwe woorde, ek hou van straler, dis nie 'n nuwe woord nie, maar mense gebruik vliegtuig, straler is beter, ensovoorts. En ons is baie veeltalig in Suid-Afrika. Ons diversiteit is ons redding. Absoluut ons redding. Regtig. Socialisme vir die rykes en kapitalisme vir die armes. I like it en ek net graag, ek dink ek verstaan wat jy sê, maar gooi net vir my so 'n klein bietjie meer lig op daai, Ja, want dis waar alles verkeerd begin gaan het. En as jy deur daai tyd gelewe het, elke mark in die wêreld het gekollaps. So hierdie banke het almal besluit hulle gaan nou lenings maak en dan verkoop ek die lening wat so negative value. Jy verkoop negative value vir geld. So ek verkoop my debtors book. Dit so Standard Bank met al die huise wat met afbetaal word, verkoop ek dit as 'n asset. So negative value jy verkoop as 'n positive asset. En so raak die bubble groter en groter. En dit is uitgewerk met 'n teorie wat 'n Chinese mathematician uitgewerk het dat jy eintlik geld kan maak deur om skuld te verkoop. En wat ook begin gebeur het is mense wou gehad het ons moet skuld maak. So op 'n sekere stadium wanneer my pa se generasie het skuld gemaak, eintlik baie nie vir 'n huis of 'n kar. En dan klere koop jy wanneer jy die geld het. Jy koop nie elke dag nie. Jy beplan daarvoor en jy gee nie meer geld uit as wat jy het nie. Toe ek begin werk het, kry ek nou sê R5,000 gaan die bank sê vir my, "Ag, ons gooi nog R5,000 by." Jy dink nou jy's R10,000 werd. En jy gaan begin daai geld uitgee, dan gee hulle vir jou meer en meer, jy word 'n slaaf. Jy word 'n totale slaaf en dit word duurder met die rentekoers. So wat gebeur het is die belastingbetalers se geld in Amerika en Engeland. Dis geld wat biljoene was om hospitale, national health, paaie, treine, al daai goed. Het die regerings net so gegee vir die banke. Oorhandig aan hulle, want they were too big to fail. So nobody took a chance on saying we're not paying you, let's find a new financial system. Want hulle het hulle bang gepraat, daar's al die Washington think tanks en alles. En so die kapitalisme is baie belangrik vir die mense wat ryk word daaruit. En mense het soveel geld that they could actually support an entire country and feed everybody. Een persoon soos Elon Musk. Hy gee sy geld uit op Mars. Hy gaan nou regeringskontrakte kry van Trump. Dit gaan alles oor access to power and money. En as jy daai kontrole wegvat, that 2008 collapse, dan vloei die geld uit boontoe. Dit gaan nie af onder toe nie, want die kapitalisme het altyd gesê it's a trickle down effect. Die mark sal besluit. Nou is ons almal debt slaves. Ons leef van salaris tot salaris. En in Amerika moet mense 5 of 6 werke doen vir $1 'n uur, $4 'n uur. So dit hou jy in 'n slawerny, 'n soort van 'n slawerny. Jy kan nooit jou skuld afbetaal vir studies. Skielik moet mense soveel geld betaal om education is an investment in the future of your country. In Germany you go for free. Dit is wat jy moet doen vir jou mense. Okay, Jacob Zuma het nou gesê julle kan nou vrygaan. Jy weet, maar hy sê dit sommer om te beplan. Dis nou die verskil tussen ons en die Duitsers. Maar daar is sekere dinge wat ons nie vir onsself kan doen nie, wat die regering vir ons moet doen. En Amerikaners tot vandag toe glo die regering moet niks vir jou doen nie. Niks. Jy moet alles self doen, betaal. Soos hulle sê, wet van Transvaal. Gaan nie dit alles uitsê nie. Hoe sou jy sê affekteer dit wat jong mense deesdae in lees, hulle se intelleksie, want ek is 22, ek soos anders as slimkobus, ek koop nog boeke en ek hou van boeke lees, maar dan kom ek by aan jong mense en dan vertel hulle vir my lees die boeke op die internet. Ja. Hoe sou jy sê affekteer die boeke wat hulle daar lees en die actual boeke wat ek soos koop, hulle intelleksie en hulle uitdrukking van spraak? Dit affekteer alles. Maar dit is die persoon se persoonlike keuse. My kinders sê vir my hulle lees dan maar hulle lees op hulle fone. So hulle sê nie vir hulle lees nie.
Jy weet, hulle sê maar ons lees, ons op die foon, jy weet. Maar daar is iets van 'n boek neem en weggaan en stil sit waar daar is geen ander klanke nie. Dit raak stil in jou kop. Jy kan konsentreer en dan enter jy 'n ander wêreld wat enige plek in die wêreld kan wees. Selfs in die heelal. En ek dink daai ervaring van stilte en konsentrasie word gebreek op die internet want daar kom messages in, daar kom die in, daar kom daai in. Ek kan dit voel as ek iets lees op my foon. Ja. Ek word die hele tyd gedistraheerd. Presies. So en ek dink mense dink boeke neem plek op, dit is te swaar om te dra, dit kos geld en so aan, maar ek gaan nie sê dat die internet heeltemal altyd net sleg is nie, want dit baie goeie dinge gebeur. Dit is 'n mark en mense kan geld maak sonder om te moet gaan soek vir werk en so aan, maar there must be controls. Maar ek dink ek het eers laat begin lees in my lewe op 21. Want ek het mos gejol daar in die strate. Ek het gedink ek het nie tyd vir lees nie. My broer was binne in die huis, hy het alles gelees. En toe ek eers begin lees het, was ek baie ouer. En ek dink as jy dit kry, as jy eers begin sien hoe die wêreld vir jou oopmaak as jy begin lees, gaan jy dit doen. Die mense wat dit nie doen nie, gaan maar moet lewe met hulle dommigheid of wat hulle nie weet nie. Jy weet. Hoe sê jy soos ek hou van soos wat jy vroeger gesê het van kennis versamel. Baie boeke lees van goed weet en vra. Hoe sê jy die hedendaagse jong mens, hoe affekteer dat die video's wat hulle kyk miskien of die internet, hoe affekteer hulle hoe hulle praat en hoe hulle mens is? Baie. Ek dink een van die grootste uitvoerings uit Amerika is kultuur. En as jy verby enige huis loop en die TV is aan, al wat jy sal hoor is vrouens wat skreeu, skote en karre wat jaag. So ons uitblik op die wêreld unfortunately kom deur Engelssprekende Western English speaking culture. As jy kyk na goed wat gemaak is in Swede of in België of in Duitsland of in ander lande, is dit dieper miskien. Jy weet, so Amerika is eintlik 'n trash culture met 'n trash president wat hamburgers eet. It's a capitalist nightmare. Dit is wat gebeur wanneer mense nie meer vir mekaar omgee nie en 'n sterk man wil hê wat almal wat nie soos jy lyk of wat soos jy klink toesluit of net neergooi op die grond. So die lees van boeke gaan vir jou red. Dit gaan vir jou 'n wêreld oopmaak. Die kennis van die wêreld gaan vir jou 'n pad oopmaak wat jy self kan keuses maak. En as kinders dit nie doen nie lees nie. Maar ek weet nie hoe om mense betrokke te kry by lees. Soos iets soos Chase Reis se boek Kinders. Ek gee dit baie vir wit mense om te lees want hulle moet begin praat soos jy praat in die Afrikaans. Jy moet so kan praat, jy moet so kan lees, hardop, né? En as jy dit so lees vir mense dan hoor hulle eie taal ook. En dan begin hulle sê maar dis lekker want as ek dit lees op die internet dan hoor ek dit nie. En sovoorts en so aan. Maar gewoonlik as mense 'n bietjie ouer raak, soek hulle kennis. Want soos ek sê, as jy jonk is wil jy lewe en jy wil dinge doen en jy wil speel en jy wil bome klim, maar nie meer bome klim nie, sulke goed. So, maar mense vind ook baie donker dinge op die internet. En ek sien nou daar's 'n nuwe ding waar mense met KI begin praat en dit word nou 'n vriendin en hulle het nou 'n relationship met 'n robot en die ding sê jy moet jouself nou gaan doodmaak. En daar gaan die kind maak homself of haarself dood. So mense sê dit artificial intelligence gaan oorneem. Ek dink nie so nie. Dit kan vir ons baie goed werk. Agentic AI is brilliant. Absolutely brilliant. Maar alles wat ons het as die mensdom kan vir iets donker gebruik word. Dis jy weet, en die internet soos ek sê is net soos die wêreld. Dis net so gevaarlik. Daar is mense wat jou gaan dinge wat hulle doen op die internet, geld steel, kinders steel, mense steel. Alles. Enige ander, ja. Ekskuus, ek wil net 'n opmerking maak. Jy het nou na die simbool gebruik van die kondoom, 'n mental condom. En ek dink wat aansluit by jou opmerking is, ek dink ons moet half discernment hê oor wanneer om 'n kondoom op te sit en wanneer om vreeseks. Presies. Dis wonderlik. Oor wat jy gaan inneem ook. Ja, sê. Kan nie net met 'n kondoom. Jy moet baie keer die kondoom afval. Ja, en baie keer wil jy 'n babatjie in jou poepie. Ja. Dit is goed om jou te beskerm. Ja. Van soos jy gesê die poepolle en almal daar buite kan. Maar aan die ander kant moet jy die kondoom kan afval ook om die input te kan kry. Absoluut, dis 'n wonderlike critical thinking te stimuleer. Ja. Ja, en mense moet ook so meer openlik praat met jong mense want hulle is nie soos ons nie, hulle sê sommer dinge. So ons moet dis ook vryheid van spraak.
Jy weet, en vandag, almal is ook vandag op die spektrum, dis nog 'n ding. Narcissiste op die spektrum of ADHD. En ek sê vir almal, jy weet, if there was a drug to diagnose me, I wouldn't be doing my work, because my brain actually is capable of holding on to all this information for whatever reason. Don't medicalize me. Don't medicalize you. Jy het die ADHD nie. They've got the attention deficit disorder. The people who don't read, not us. And often people with ADHD seek kind of experiences, ons soek dit uit. So hierdie hele idee van almal is siek, almal is 'n victim, almal het 'n probleem, almal is pansexual, almal trans. Ja, okay, gaan net maar aan. Moenie vir my sê nie, bly net stil. Neem 'n pil, gaan aan. Moenie vir my, don't use it as an excuse. You know what I mean? It's difficult to say these things, but you have to say them. You know, Ek wil ook aansluit by wat mense gesê het oor discernment en wat ek noem self-gaslighting en vryheid van spraak. Jy het nou genoem van die Mandela. Daar was 'n skrywer gewees wat die term geskep het, die Mandela-effek. Yes. En ek kan nie onthou of jou nou sy geskep. En dit word die Mandela-effek genoem omdat sy self geglo het dat Mandela dood is in die tronk. En toe sy daar geskryf. Right. En daar ontstaan 'n kollektiewe onbewuste of bewuste wat ek noem self-gaslighting. Yes, that's a very interesting concept. Ja, yes. Ja, dink 'n bietjie daaroor want dit is wat dan Dis fantasties. Dit tipe van vryheid van spraak skep. Ja. Want elke een sit in sy eie mikrokosmos en sê wat hy wil en dink wat hy wil en dan begin die Mandela-effek rondom mense. En ook mense wil eintlik hê ander mense moet vir hulle besluite maak. Ja. Want om jou vrye wil wat jy gegee is, Ja. is baie moeilik om uit te oefen. Want as jy in jou eie mikrokosmos Ja. vir jouself kan sê net wat jy wil, Ja. of jy nou gegaslight is, Dis 'n wonderlike konsep. jy kan dit ook doen binne jou familie, jou vriendekring, uit binne jou samelewing en later in jou hele land. Jy kan sê wat jy wil en jy kan goed versprei wat jy wil, want dit skep 'n kollektiewe onbewuste of bewuste wat jy ook al wil kyk. Ja. Wat net daar buite is word Ons bly waarskynlik in 'n black hole, né? Ja. Dis ook En die ding is, ek sien ook baie van die jong mense, my kinders is 22, 21, dat baie van hulle vriende wat na my huis toe kom, se ouers verstaan nie die wêreld nie. Die wêreld is vir hulle so vreemd en so onaardig dat hulle geen leiding vir hulle kinders kan gee nie. En die kinders rafel uit. Jy weet, en dan kom hulle in my huis toe en dan weet die ouers sê dinge vir kinders ook wat hulle heeltemal, jy weet, jy het nou gedryp en nou is jy rubbish en jy weet hulle vind nie maniere om die internet aan die kind voor te stel. Kom ons maak 'n pop-up shop. Ons gebruik Instagram. Ons leer hoe om 'n side hustle te doen op die internet want dit is eintlik 'n mark. Dit moet net 'n mark wees vir goedere en die beweging van geld en goedere en idees. Maar met the bottom side is the poison, always the poison. So baie dankie dat ons nommer 1 vryheid van spraak het in Suid-Afrika, nommer 2 vir the Government of National Unity. You all voted. So, dis julle skuld, ons skuld dat ons dit het. En ek sal as jy my vra enige plek in die wêreld wat ek vandag kan gaan bly, sal ek net die hele tyd net Suid-Afrika kies. Only South Africa. We are in the best position, I think, of many countries in the world, even though we are at a very crucial turning point met hierdie 2 kommissies. Want al die sweer kom uit die pysie uit. Ons druk nou daai ding uit. So dankie vir die luister, dankie vir die wonderlike vrae en die wonderlike konsepte. Self-gaslighting. Ooh, I like that one. Very nice one. Ja, anyway, dankie Mercy dat jy my gevra het. Baie dankie almal. Dankie. Dankie. Dankie Marianne vir 'n baie boeiende lesing. Gelukkig vir ons wat nog wil herkou, dit sal later beskikbaar wees op ons webtuiste by Pen Afrikaans. Baie dankie weer eens. Dankie Andrei en die Breitenberg Sentrum en baie dankie vir almal wat kom saam luister en saam gesels het. Ons maak weer so. Ons maak.